En so het hy my bevoel, hierdie pastoor. I came before his throne. So ek het groot geword, my ma en my pa was pastore in 'n groot kerk. So ek het groot geword in 'n kerk. En toe ek so tussen 5 en 6 was, het ek 'n home cell groep gehad waartoe ek gaan. So dis 'n kinderkerk. So ek het behoort aan 'n kinderkerk toe. Mamma en pappa gaan na ons groot kerk toe, en gaan jy na ons kinderkerk toe. En elke woensdag aand het ons sel gehad. So my pappa sal my in die kar sit en dan sal hy my nou na daai sel toe vat. Ek was verskriklik lief vir my kinderkerkpastoor. Ek en hy het 'n baie goeie close verhouding gehad voordat ek nog in die kinderkerk was, want hy was baie betrokke in ons lewe by my huis. En so toe ek die een aand, toe vat my pa my nou sel toe, want ek gaan nou mos oor Jesus gaan leer. En toe ek daar aankom, toe het ek so kort, oulike rokkie, nou nie kort, maar het is 'n mooi meisiedogtertjie rokkie aangehad. 6 jaar oud. Ek is 5 jaar oud gewees, 6 jaar oud. En ek gaan toe op, my pa los my, hy ry toe, want ons ken die mense, ons is nou al lank, daar is jare nou al in kerk. En ek stap toe by die trap op, ek gaan toe in die huis in. Daar was nog kinders daarvoor, want al my maatjies wag nou vir die aandsel. En ek word gou in die kamer ingeroep. En by hierdie pastoor, waarvoor ek baie lief was, waarvoor my ma en my pa baie lief was. En wat gesê het, hy is baie lief vir kinders. En ek sit toe op die bed langs hom, en hy vra vir my om my bene oop te maak. En hy maak dit saggies oop, en hy lei my dat ek lê op die bed, en hy vat sy hande, en hy bevoel my, en toe ek weer voel, toe is die hande in my. En so het hy my bevoel, hierdie pastoor, wie ek vertrou het met my lewe, om vir my te vertel oor Jesus, en wat my maale vertrou het, met hulle lewe, hulle het hulle kind in daai man se hande gesit, om te vertel van Jesus, om te wys hoe ons veronderstel is om te lewe, en dit is hoe ek geleer was. En uit dit uit, het ek 'n baie kwaad realiteit gekry van mans. Ek was verskriklik kwaad. Ek kan nou smile, want die Here het my vrygemaak, maar ek kon nie smile nie. Ek was 'n verskriklike kwaad kind. Ek het woede uitbarsings gehad, het ek mense slaan en gooi. Ek was baie kwaad, en ek het mans gehaat. En so toe ek nou in hoërskool kom, toe besluit ek gaan nooit in my hele lewe 'n man vertrou nie. Nooit nie. Ek vertrou nie 'n man nie, ek vertrou nie 'n man met 'n kind nie, ek vertrou nie 'n man met enigiets nie. Net eers, hoe roep die hoofpastoor en die medepastoor jou in op 5, 6? Okay, so na dit gebeur het ek nou natuurlik, jy gaan vertel nou wat gebeur het met jou naaste maatjie. So toe vertel ek nou my maatjie wat het gebeur, want dit is nou 'n vreemde ding. Hy gaan vertel soos sy pa, wat ook 'n hoogpastoor is. So 'n rukkie daarna word ek in 'n kantoor ingeroep met die hoofpastoor. Weer eens, 'n 5-jarige kind. Ja, ek was 5 jaar oud, my ma het nie geweet of van nie, my pa het nie geweet of van nie. En ek was ingeroep in die kantoor in, en hierdie hoofpastoor gaan so op sy knie af, en die ander pastoor staan daar, en hy vat my in my arms, en hy sê vir my in my gesig, ek sal nooit van dit praat nie, my ma mag nie weet nie, ek mag nooit ooit vir enigiemand gesê nie, dit het nie gebeur nie. Dit is wat hy vir my gesê, dit het nie gebeur nie, ek mag nooit vir enigiemand sê nie. So uit hierdie uit het ek nou natuurlik baie kwaad geraak. Vir enige man. En ek was, toe het ons uit die kerk het gegaan, toe het ek het die Here baie lief gehad, maar ek het besluit om teen hom te gaan, ek het besluit om my eie lewe te lewe, want ek het gevoel, almal anders het my seer gemaak. So toe besluit ek gaan nou vrouens lief hê. Ek kan nou lag daaroor, want ek is vry, dankie Here, maar ek het gedog, dit is die beste opsie vir my, want ek was so rebels, ek was so kwaad in my hart, veral vir hierdie mense, dat ek nou net vir hulle wou gewys het, ek kan en sal doen wat ek wil doen. En toe was ek vir 'n hele paar jaar in 'n paar verhoudings met ander vrouens, en toe die Here my vry kom maak, maar ek moes deur daai stappe gegaan het, ek moes daai persoon, daai pastoor, wat in 'n hoë rang gesit was, om ons kinders te leer, moes ek vergewe het, moes ek vrygespreek het, want hierdie man, tot vandag toe, hy sê hy het dit nie gedoen nie, maar ek weet hy het dit gedoen, die Here weet hy het dit gedoen, ek het dit gevoel,
Ek het gelê op daai bed, ek het dit gevoel. Ek weet wat gebeur het. Maar ek kon die Here kom my genees. So vandag is ek nie meer 'n lesbien nie. Ek's nou vir die Here, ek's lief vir die Here. So ja, prys die Here. Hoe moet jou mans lyk? Hoe moet my mans lyk? Of man, seker die mans. Hoe my man lyk? Soos 'n goddelike man. Okay, hy kameraman voor jou, hoe lyk hy? Royes. Soos 'n goddelike man. Kyk hoe kwaad raak hy. Kyk hoe kwaad raak hy, my kameraman. Hoe lyk hy vir jou? Lyk hy oulik? Okay, nee, ek vra maar net. Okay, dan sit maar. Luister die mense. Dis aklig. Dis aklig. Die een wat haar aan die skouers gevat het en gesê het, jy vertel niemand jy is dood. Hierdie goed het namiddag uitgekom. Wanneer ek met hulle die eerste keer op uitreikings gaan, raak ons baie close. Die mense begin vertrou nog meer as by School of Fire. En dan kan ek met hulle deel. Sy mede-een wat ingesit het, sy nommer het ek nou net gekry. Ek gaan jou bel, jy's net so skuldig om 'n kind te sê jy bly stil. Dan wil ek vir julle sê, hierdie tipe goed is hoekom Tokyo Makwanzane nou sê, ons kan nie kerke toemaak. Sy gebruik hierdie getuienisse. Daar is 'n polisiestasie om mense aan te kla. Kerk hoef nie toe te maak nie. Maar ek wil vir jou sê, jy wat haar gemolesteer het, ek hoor jou vrou is oorlede. Ons het nou net jou foto's afgetrek, want ek wil jou mooi sien, dat ek nie met die verkeerde persoon praat nie. Hoekom wil ek na jou toe kom? Alle kindermolesteerders moet hoor, as dit sy is sy nie die laaste een gewees nie. Ek moet jou stop, voordat jy die ander, veral nou wat jou vrou dood is, molesteer. So ons kom binnekort vir jou. Jy's vrygespreek, maar jy kan in die tronk, kan jy 'n kerk oopmaak. Dankie, vir dat linkie kom gou. Mense, hierdie bediening is 'n hele ander bediening wat ons het. Ons gooi dit op YouTube, ons stuur hierdie links vir hierdie ouens, en dan reageer ons daarop. Baie mense, julle sleg glo, kom staan, vat my aan. Ek gaan haal 'n meisiekie, nou die dag hier naby julle, by Kerwil. Gaan haal ek 'n meisie uit, in human trafficking. Die mense in die omgewing, en haar ma, vloek my. Sy's 14, en die man is 42 by wie ek haar uithaal, vloek my. Christene sê, Royes, dink jy nie jy's ongenadig, Likkie, teenoor hierdie man nie. Toe ek hom sê, want hy sê die honde op my, ek sê ek maak jou vrek. Jy kan nie so praat nie. Nou daai tyd jag ek 'n Christen vinnig by my weg. So die 14-jarige kind word nie gehelp nie. Maar die 42-jarige pedofiel moet gehelp word. Ek en jy as kind van God, en ons weet sulke goed gaan ons dorp aan, en ons hou ons mond, het 'n probleem. Hierdie week, iemand hoef dit vir my te gewys het nie, het my studente swingers bedien. Nee, jy nie swing nie. Hulle wat paartjies uitruil. En ek hoop julle is vriende met hulle, gaan sê hulle, ons weet ons het hulle bedien, toe ons hulle bedien, toe weet ons. By die drankplekke. Halloween plekke. Ons kan nie stil bly nie. Maar die Christen is 'n mond te stil. Spreuke 24 vanaf vers 11. Wie gaan uitroep? Nie wie gaan praat nie. Wie gaan uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? Die 1200 wat môre doodgemaak word. Wie roep uit? Min kerke preek daaroor. En as jy in 'n jaar glad nie dit aanroer nie, sê ek nou vir jou, is daar fout in jou binnekamerverhouding, want jy moet dit hoor. Wie gaan uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? En dan sê, jy sê ek het dit nie geweet nie. Sal ek wat die harte toets dit nie merk nie, en jou vergeld na Juda. Nie die mense wat dit doen nie, jy wat jou mond gehou het. Hy sê in Jesaja 58 vers 1, roep uit jou keel uit en hou nie terug nie en verkondig aan my volk hulle oortredinge. Ons moet 'n bietjie genade hê. Ons is vol genade. Is God se genade dat hy pedofiel nog lewe. Hy moet hoop die polisie kry hom eerste.
Mense, ek hou nie meer terug. Ek soek skrif om 'n smokkelaar en 'n pedofiel dood te maak. Ek kry dit net nie. En dan moet ek vir julle eerlik sê, dan besef ek, Jesus se bloed het vir hulle ook gevloei. En dis dan wonderlik. Ek is kwaad en Jesus sê, ek sal vir jou ook sterf. Is dit nie mooi nie? I came before his throne.